Dit is die 26ste Mei, maandagoggend en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, kom ons kyk wie kom vanoggend op. Interessante dag wat voor lê. Eerstens het my laptop, ek weet nie, miskien is ek te veel op die laptop, miskien werk ek te veel op laptops. Ek dink ek werk te veel op laptops, regtig waar. Goeiemôre Jenny. Die laptop wat geborg was verlede jaar, wanneer verlede, was dit verlede jaar of voorverlede jaar? Voorverlede jaar, 2023, deur die Rose, sy waier het nou opgepak, hy raas verskriklik. So nou moet ek dit ook nog gaan regmaak. Soveel dae, soveel dinge. En dan het ons nog 'n waterpyp wat gebars het hierso op die grond. Hermanus wat sê goeiemôre. Ek het 'n waterpyp, ek het nou die plammer hierso. Manie, goeiemôre. So goeie maandagoggend om te begin. Jy sien ons het gesien hoe syfer die water deur die paadjies se klippe en so aan. Toe het ons oopgemaak 'n bietjie, toe sien ons 'n klein straaltjie wat uitkom. En Pieter, goeiemôre. Toe los ek dit nou tot vanoggend toe. Johan, wat sê jy? Toe los ek dit nou tot vanoggend toe en ek het toe nou die plammer ingekry. En as Henry later opkom, ek sê nou vir julle nee, die water spuit soos 'n kraan wat oop is, spuit hy onder daai grond uit. Ek kan verstaan dat die mense kla, die munisipaliteit kla van die watergebruik in hierdie area. Maar die water spuit soos 'n ding as man. Jy kan dit glo nie. 'n Hele stroom is net die grond wat verhoed het dat die water so verskriklik uitspuit. So nou het ek 'n plumbing probleem vanoggend. Ek het 'n laptop probleem vanoggend. Gelukkig, prys die Here, ek het gister gesit en toe sit ek alles wat op die laptop is, op hierdie ouetjie, alles. En Christo wat sê, tuis, goeiemôre, shalom julle almal. En my ander laptop, onthou julle die eerste ene, wat sy skerm in sy kanon is, die ou ene wat ek het, daai laptop is nou al, hy is seker al maklik amper 20 jaar oud man. Gert wat sê, ek het toe besluit om daai ding, omdat ek die skerm kon sien, toe connecteer ek hom gister op die groot skermpie wat ek hier so het, wat ook al nou al 'n streepie deur het, maar in elk geval, ek het hom toe gekonnekteer op die groot skerm wat ek het, en toe doen ek, omdat ek nou nie daai data meer nodig het nie, toe doen ek 'n factory reset. Gert, goeiemôre. Ek doen toe 'n factory reset, nou hou ek die skerm dop, en die laptop is nou mooi skoon gemaak, want ek wou nou daai laptop mag gebruik in plek van die ander ene, die een wat die waier nou so raas. Flip het. Toe kom ek agter, maar ek kan dit nie gebruik nie. Ek kan nie sien wat daar aangaan nie, want dis gefactory reset. Ek kan hom nou nie connecteer aan die ander skerm nie. Jy moet kan sien wat jy doen om hom te kan connecteer. So ek kan hom nie connecteer nie. So ek sit nou vanoggend met 'n laptop probleem ou nie. En ek sit met 'n waterprobleem en dit is koffie met brood man. Kom ons drink 'n bietjie koffie en vergeet van al hierdie dinge want alles sal uitwerk. Dit doen altyd as jy in God glo, né? As jy in God se leiding glo. Jy kan baie planne hê, ek het dit vanoggend genoem op ontbyt met brood. Jy kan baie planne hê, maar as jy in God se leiding glo, né? As jy in God se leiding glo, dan sal alles uitwerk. Nee, Jan, goeiemôre. Alles sal uitwerk, man. So ons drink koffie. Ons kyk na al die probleme in Suid-Afrika en in die wêreld en ons drink koffie. Kyk nou wat hier gebeur. Nou, as die plammer wat my nou soek. Kom mee, Charles. Kom mee. Hy gaan nou nie weet, hy is nou live vanoggend nie. Kom mee. I'm on a live video. What's the problem now quickly? It's now live. He was asking about a small piece of a pipe. Take it. Take whatever you need.
Look at the back here for something. Okay. Take whatever is necessary, okay? But it's a red pipe there. Is a what pipe? A red pipe. A small pipe. Any pipe. Take whatever pipe you need, Charles. I don't know. I'm not a plumber. Look at the back for pipes. There's lots of pipes and things there. See what you can use. If not, we'll have to go buy something just now. But I'm just busy now on the video, okay? Sharp, sharp. Alright, so daar het julle nou eerstehandse kennis opgedoen. Van waarmee ek vanoggend sit, né? Maar ons sit nie net met hierdie probleem nie. China het vir Suid-Afrika baie mooi laat weet dat moenie worry nie. As die Amerikaanse maatskappye onttrek, né, ons sal binne maande sal ons daai maatskappye vervang. Hoe hou julle daarvan? Hoe hou julle daarvan? Het ek nie al 2 jaar terug, ou Christo, het ek nie al 2 jaar terug gesê dat China en India gaan ons interne vyande wees nie, en is nie die swartes nie. Maak nie saak wat Malema doen nie, man. Maak nie saak wat Ramaplakker doen nie, ons kan vir hulle uitsorteer. Ons kan hulle uitsorteer, ons het die vermoë. Ons het die vermoë en ons het die mannekrag. Ons kan hulle uitsorteer. Maar nie, het maak nie saak of ek 60, 70 of 80 is nie. Papa, sit my agter 105, ek kan nie eens meer onthou nie. Sit my in 'n Centurion tank. Sit my agter 'n Browning 12,75 en ek sê vir jou, ek wys vir jou wat ek kan doen. Nee, of 'n Panzer 90. Nie dat daar meer panserkarre is nie. Ek gaan haal hy in die museum. En ons gaan soek vir ammunisie op die aard. Pierre, wat sê? Ons het die mannekrag, ons kan Afrika uitsorteer. Ek is nie bekommerd oor Afrika nie. My bekommernis is China en India. Pierre, shalom. My bekommernis is China en India. Dis geprofeteer. Maar ons singer, wat? Boerseun van Migdol, hy weet alles, hy weet niks. Hy weet niks, hy's 'n idioot. En ek sal in sy gesig vir hom sê ook. Hy's 'n idioot. In elk geval, kom ons kyk wat sê Trump. Ons gaan nou kom by nog Suid-Afrikaanse goed. Ou Trumpie sê hy weet nie waarmee Putin besig is nie, want hy kan nie verstaan hoekom Putin toelaat dat al hierdie mense doodgemaak word nie. Ons verstaan nie hoe erg daardie oorlog is nie. Daar is honderde duisende soldate wat hulle lewens verloor het aan albei kante. Want die wêreld pomp net groot missiele en goed in daai area in en boem 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 boem. Dis wat ons kry, né? Dis wat ons kry. So hy weet nie hoekom Putin het toelaat dat so baie mense doodgemaak word. Wel, kom ek sê jou wat, ek weet ook nie. Hulle moet maar doen wat hulle moet doen. Né? VSA en Iran is nou besig met hulle 5de ronde van samesprekings oor Iran verryking. Jou Iran. Iran verryking. 5de ronde van samesprekings. Wat gaan daar uitkom? Ou Macron is nou besig om te sweet in Frankryk, want die Muslim Brotherhood is besig om regeringsmunisipaliteite, daai tipe van ding, whatever hulle daar het, hulle is besig om hulle te infiltreer. Onthou julle vir Uthman, ken iemand Uthman? Kalif Uthman. Hy was deel van die Ottoman Empire baie jare gelede, waar hulle die grootste gedeelte van Europa oorgeneem het, die moslims. En ek weet nie of julle daai buitelandse hotnot se video gesien het nie, van waar hy vir die wit mense waarsku, in Kanada, Australië en hierdie plekke. Julle beter terug gaan Europa toe, want ons gaan binnekort die hele wêreld oorneem. Nee, julle gaan nie. Julle gaan nie. En net op daai noot, né, die onafhanklike verkiesingskommissie, hulle is glad nie so onafhanklik nie, maar hulle is nou besig om te oorweeg om die moslimparty op die verkiesingsnota te sit vir munisipaliteite volgende jaar. Ek wonder of die federale alliansie nie ook probeer om aan te kom nie, maar ons kort 600.000 rand of so iets. As ek 600.000 rand gehad het, het ek al die konings gaan besoek onmiddellik. En ek het seker gemaak dat hulle nie flippend stem nie. Dat die hele stemmery net 'n foefie is. Dis wat ek so gedoen het. Maar in elk geval. Of dat die houtkoppe net vir hulle eie leier stem, hulle koning stem in hulle areas.
Iets in daai lyn. Interessant, die FBI het 'n video, hierdie P. Diddy se gemors wat so uitkom. Die FBI het 'n video wat wys dat daai aktrise Blake Lively, dat sy 'n autistiese kind in een van hierdie freak-out parties wat hulle gehad het, dat sy hom die kind vermoor het. Hierdie mense is demonies. Kom ek sê vir jou, 80% van Hollywood se akteurs en aktrises, sangeresse, is demonies. Demonies. Totaal en al satanisties. Maar aan die ander kant van die draad, 'n goeie ding wat gebeur het, 'n great ding wat gebeur het. Julle ken al van Joe Rogan, julle het gehoor van Joe Rogan. Joe Rogan gaan nou elke Sondag kerk toe. Na daai onderhoud met Wes Huff, gaan nou Joe Rogan elke Sondag kerk toe, nou op hierdie stadium. Ek hoop hy kom by 'n plek van wedergeboorte, en ons prys die Here, né? Koffie met brood. Ek hoop regtig waar hy kom by 'n plek van wedergeboorte. Maar as jy net daai Hollywood gemors wat satanisties is nie, man. 'n Harvard bestuurder, die Harvard Universiteit, die bestuurder van hulle lijkhuis, het nou geërken dat hulle organe van lyke verkoop het. Wie kry daardie organe? Natuurlik mense wat in hospitale sukkel, wat sulke oorplantings nodig het, maar ook die elite. Hulle probeer vir ewig lewe, deur nuwe organe in hulle liggame te sit, aanhoudend en aan mekaar. Dit werk nie. As jy moet dood, moet jy dood. As jy moet dood, moet jy dood. 'n Baie ander interessante ding wat nou weer sy kop uitsteek, dit blyk dat die planeet Nibiru 'n waarheid is en besig is om absoluut in ons sonnestelsel in te beweeg. Moet ons vrees vir hierdie dinge? Nee. Nie as jy wedergebore is, man, jy vrees nie hierdie goed nie. Maar die planeet wat chaos veroorsaak het, jare gelede, wat Saturnus omgedop het, wat een planeet in ons ruimte, in ons ruimgebied verwoes het, dis waar die asteroïdegordel vandaan kom, of hoe dink julle vorm 'n asteroïdegordel? Dis net 'n klomp klippe in 'n massiewe lyn. Nee, dit werk nie so nie. Dis 'n planeet wat ontplof het, wat uit mekaar uitgeruk was. Wel, as so iets moet, kom ons sê dit so iets sal nooit met die aarde gebeur nie. Dis nie God se plan nie. Dis nie in sy Bybel nie. Wat wel in sy Bybel is, dat die destroyer wel kom. En wat gaan hy verwoes, ons weet nie. Verskoon tog. Ek het nie verkoue nie, maar vir een of ander rede kan ek nie hierdie hoes afgooi nie. Ek gebruik hierdie NIC's en ek gebruik probiotics en al die goed. Vir een of ander rede kan ek nie die hoes afgooi nie. So goed. Nibiru is weer besig om in ons ruimte in te beweeg. Ek sien nou, hy het ook opgekom daarso. Nee, hy is al lankal op. Is net op die profielfotootjie daarbo. En in elk geval, ek weet nie of julle daai video gesien het nie van daai massiewe dieselaanleg-ontploffing in Mexico. Massiewe aanleg-ontploffing. Kaboom, dit was massief, dit was erg. Ek kan nie onthou dat ek so groot ontploffing selfs in die weermag gesien het nie. Dit was 'n massiewe ontploffing geweest. Daar is die groen energie se storie nou weer in hulle kanonnen. Daar is die lig nou weer so erg besoedel oor daardie dele van die wêreld. Ek sien as mense in Brittanje wat nou teen die regering opstaan en sê, luister hierso, ons het vir niemand die reg gegee om die son uit te blok nie. Is julle van julle koppe af. Ons kry al klaar koud en nat hierso in Engeland en julle wil nog steeds die son keer. Is julle mal? Weet jy, as jy links is, nee, is jou kop ook links. Jou kop haak uit, jy raak 'n malletjie. Jy raak reg, as jy 'n liberaal is en jy luister na koffie met brood, nee, jy's eintlik 'n malletjie. Jy's eintlik 'n dommie. Jou kop het uitgehak. Jy keer goed toe wat geen normale mens sal goed keer nie. Keer jy goed.
So veral julle liberale mense, nee, dan kom vir julle nog 'n groot skok. En daai dag gaan kom, wanneer hy op die wolke opdaag, of as jy hom gaan groet voor die tyd, dan gaan jy 'n groot skok kry. In elk geval, is interessant hoeveel goed bankrot raak. België van alle plekke, sy lugredery, is bankrot. Jan, waar kan België? België is mos dan so 'n sterk land. Die lugredery is bankrot. Dis nie al nie. In Duitsland is die BEMA 450 maatskappye. Dit staan vir die Afrika, die afkorting is tog 'n B. Maar dis die Duitse Elektriese Mobiliteitsassosiasie. 450 maatskappye. Biljoene euros wat deur daai maatskappye vloei. Daai maatskappye is bankrot. Die hele groep. Is hulle bankrot? Of het die CEO van die baas van die plaas en sy board members net besluit ons het nou genoeg gemaak, ons maak toe. Dis Duitsland. Whoopie-doo. Wat wou ek gesê het van Macron? Ek het mos iets wou gesê het van Macron voordat die Afrika ingeloop het. O nee, ek het klaar gesê van Macron, wat besig is om oor die moslim broederskap, hy is nou besig om bang te raak. Ja, hulle wil mos die onwettige immigrante laat inlaat. Dan wil ek nog veel by sê, nee, as jy nou nog dink dat die Katolieke Kerk is 'n Christelike organisasie, dan lewe jy in 'n totale droomwêreld. Alraai? Die Katolieke Kerk is 'n samevlansing van al die afgoddienende godsdienste wat daar buite was. Is 'n samevoeging, 'n samevlansing, en hulle is eintlik Satan aanbidders. Punt. Nie die mense wat sit in die kerk op die hoek op 'n Sondag nie. Nie hulle nie. Hulle weet nie. Selfs partykeer die priester wat die diens doen in 'n sekere kerkie weet nie. Maar die Vatikaan weet. Hulle weet. Hulle weet. Goed, kom ons kyk. Hier in ons wonderlike land Suid-Afrika. Dit word nou al hoe duideliker en word deur die media gesê reg oor die wêreld. Suid-Afrika is 'n gevaarlike plek. Wanneer video's van ongeruimthede gemaak word en jy doodsdreigemente moet ontvang, dan gaan ons hierdie video's van hierdie familietjie rond wat doodsdreigemente hier in Suid-Afrika ontvang het. Suid-Afrika is 'n gevaarlike plek. Wanneer hulle vir jou lieg oor Eskom, en dat Eskom eintlik meer deur diesel aangedryf word as deur steenkool, dan weet jy, hier gaan onderduimse goed om. Ons weet al vir jare dat Julius Malema met sy kielde boer kielde, hy is eintlik die hoofsweep van die Suid-Afrikaanse korporasie, die geregistreerde maatskappy, wat geld maak vir die buiteland, en nie vir sy eie mense, en nie vir sy eie mense omgee nie. Want dit is 'n korrupte spul. En hulle is nie baie nie, man. Yesterday, met 200 opgeleide ouens, maak ons skoon. Ai tog, nie dat ek seker goed moet sê nie, maar nou ja, dit is die realiteite van die dag. Ons het die meeste private sekuriteitsmaatskappye in die land. Die meeste. En wanneer ek hierdie berig lees, dan wonder ek of ek nou net weer Sword Shield Security moet 'n bietjie bedryf. Ek wonder nou of ek nie moet mans ontbyte reël vir Saterdagoggende nie. Maar sekuriteitsouens. Sekuriteitsouens. En kyk wat kom maar uit. En ons praat oor die dinge wat belangrik is. Musk se Starlink, lyk my, gaan na Suid-Afrika toe kom. Hulle het nou die wet gaan staan en verander sodat hy kan kom. Hy hoef nie swartes te hê in sy maatskappy nie. Dis as gevolg van die gemors wat daar by Trump. Ek sak nou nog my kop in skaamte. Ek weet nie. Ja, Suid-Afrika. O, Suid-Afrika. Hoeveel bloed gaan nog vloei? Hoeveel bloed gaan nog vloei voordat daai emmer bloed omval?
Suid-Afrika, Suid-Afrika. Hoeveel rassehaat gaan nog hierso wees? Totdat daai emmer bloed omvloei te Lichtenburg. Omval te Lichtenburg. Miskien moet ek weer 'n gedig skryf. Interessant dat ou Nick Fuentes, ken julle van Nick Fuentes? Hy het 'n baie interessante gesprek gehad. Hy sê Suid-Afrika, dis 'n baie interessante gesprek. Hy sê Suid-Afrika, Pierie, is die toekoms van wit mense wêreldwyd. Suid-Afrika is die toekoms van wit mense wêreldwyd. Het hy Siener so goed gelees? En dan weer gereconnect. Settings op die program self. Ek weet nie of hy daar by julle uitgeval het nie, maar hy val uit, dan kom hy terug, en val hy uit, dan kom hy terug. Dit is wat ons het wanneer ons op, wanneer ek hierdie, wat mense het, hotspot of goed aan sit. Dit is wat dit is, maar kom ons kyk goeie so. So Suid-Afrika, die wit mense, Suid-Afrika is die toekoms van die wit mense. Dit sal nogals flippend interessant wees, né? Ek het klaar vir julle gesê van die bloody Moslem party. In elk geval, dit blyk ook nou dat BRICS besig is om sy rug te draai op Suid-Afrika. Ek kan dit verstaan, na daai fiasco in Washington. BRICS draai. Daar is ek nou weer terug. Ek move nou na 'n beter signal toe. Kom ons kyk of ek hierso 'n beter signal het. Ek weet nie of ek 'n beter signal gaan hê nie, maar ek sit my hierso op hierdie bank gou vir 'n oomblik of twee. Ek is amper klaar. Ek is amper vanoggend klaar in elk geval. So ek is jammer daaroor, maar dit is swak sein. Flip. Daar is ek nou weer terug. Ai, dit is so irriterend hoor. Ek gaan sommer nou net gou staan hierso en hoop ek kry ordentlike sein. Mbeki sê vir die ANC dat grondonteeneming sonder vergoeding gaan teen die vryheidsmanifest van die ANC. Dis goeie nuus dat hy dit gesê het. Hy sê die grond, ek is besig om geïrriteerd te raak met hierdie sein wat so uitval die hele tyd. In elk geval, Mbeki sê die grondonteeningswet gaan teen die manifest van die ANC, die vryheidsmanifest. 11 scammers is gearresteer in die Winterveld vir Facebook scamming, hierso in Suid-Afrika. En ons sê dankie vir die Here vir dit. En daar was 'n ander berig wat ek vir julle wou gelees het. Ek het sommer nou ongeduldig afsluit. Ek loop maar gou rond, dan gaan ek afsluit. So, as jy nou uitgegaan het en uitgeval het uit die koffie met brood vanoggend, verskoon tog, ek het nie ordentlike sein nie. Maar in elk geval, ons sien nou Desi se borgtog is